Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Daar het intussen baie water in die see geloop vandat Moses as 'n klein babietjie deur die Farao se dogter ontdek is en vandat sy hom as haar eie kind grootgemaak het. In vandag se verhaal is Moses al 'n groot jong man. Maar vandag lees ons oor hoe Moses toegelaat het dat sy emosies die oorhand wen en hoe hy iets verskrikliks aanvang. Kom ons lees saam uit Eksodus 2 vers 11 tot 22. Toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, 'n Hebreër, deur 'n Egiptenaar geslaan word. Nadat Moses rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder sand toegekrap. Die volgende dag gaan hy weer en tot sy verbasing was daar 2 Hebreëse manne aan die beklei. "Waarom slaan jy aan jou broer?" vra hy vir die een wat die rusie begin het. "Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons?" vra die ander. "Wil jy my miskien ook doodslaan, soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het?" Toe skrik Moses en hy dink, die ding het bekend geword. Toe dit by die Farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy daar by 'n put sit, het die 7 dogters van 'n priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en hulle pa se kleinvee te laat suip. Toe daar veewagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle kleinvee laat suip. Met hulle aankoms by hulle pa, Reuel, het hy gevra, "Hoe het julle dan vandag so gou gekom?" En hulle antwoord, "Daar was 'n Egiptenaar en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep en die kleinvee laat suip." Toe vra die priester vir sy dogters, "Waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te kom eet." Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon en is later met sy dogter Sipora getroud. Toe sy 'n seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want, het hy gesê, "Ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land." Sjoe maats, dit is omtrent 'n verhaal. Moses was bang dat die Farao hom gaan doodmaak omdat hy een van die Egiptenare doodgeslaan het en toe vlug hy. Maar wat kan ons leer uit hierdie gedeelte van Eksodus? Ons kan leer dat ons nie moet stil bly oor onregverdigheid nie. Moses het opgestaan vir die Israeliet wat geslaan is en ons moet altyd probeer om ander te help en teen onregverdigheid te veg, maar nooit 'n verkeerde met 'n verkeerde te probeer regmaak nie, maar deur die regte ding te doen om regverdigheid te laat geskied. Tweedens kan ons regmaak wat verkeerd is. Al het Moses 'n fout gemaak deur iemand dood te slaan, het hy later goeie dade gedoen soos om die dogters van Reuel te help. En dit wys dat ons altyd kan probeer om ons foute reg te maak deur goeie dade te doen. Derdens moet ons dapper wees, soos Moses. Hy was dapper genoeg om na 'n nuwe plek te gaan en nuwe mense te ontmoet, al was dit uit vrees vir die Farao. Dit is belangrik om soms nuwe dinge te probeer en om nuwe vriende te maak, al is dit moeilik. En laastens, help ander sonder om iets terug te verwag. Moses het die dogters van Reuel gehelp sonder om iets terug te verwag. Dit is belangrik om ander te help, net omdat dit die regte ding is om te doen, nie omdat ons iets daarvoor wil kry nie. Onthou maats, Moses was nie 'n slegte mens nie. Al het hy ingegee op sy emosies en al het hy op die ingewing van die oomblik gereageer en die Egiptenaar doodgeslaan. Hy het 'n fout gemaak en ons sal verder lees wat hierdie fout in sy lewe beteken vir hom. Vereers is dit waar ons stil staan. Tot volgende keer. Totsiens!